Jesus, oh, in all of you be still when I stand in your presence. Or to my knees when I fall, will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine. That day comes, and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I do is forever worship you. I can only imagine, yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine when all I do is forever worship you. I can only imagine. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I do is forever
To my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all will we stand? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when all I do is forever, forever worship you. I can only imagine. Ek groet u vanmiddag in die naam van ons Heer Jesus en die familie wat saam met ons hier is by die gradeplechtigheid wat aan Lizzie nadat sy vir 95 jaar haar tentwoning bewoon het, gradeer sy nou na 'n hoë roeping. Dis eintlik gemengde gevoelens, as mens daaraan dink. Ja, sy is nie meer daar nie en dit is die dood is vir baie mense wreed en genadeloos. Maar vir die kind van God is dit 'n wonderlike ervaring om te weet. 'n Geliefde is nou in God se teenwoordigheid. Dis die verskil. Kom ons bid 'n woord saam en dan gaan ons 'n lied sing. Here, dankie vir hierdie geleentheid vanmiddag. Ons soos nou gesê, ons algemene gevoelens. As ek nou maar dink hoe Chris moet voel, sy huweliksmaat van wat 66 jaar, is nie daar nie. En Laurie en Karen en sy gade wat daar ook nie meer gaan sien nie, ons wil bid Here dat u self daar die leemte sal volmaak met die teenwoordigheid, die vrede. En dat ons vandag waarlik afskeid neem van geliefde en heilige wat nou meer as teenwoordigheid is. Dankie vir die voorreg, ons kan 'n bietjie besin, ons kan 'n bietjie terugdink, ons kan ons eie lewens oordink en bidink en 'n bietjie voorraadopname doen. Waar staan ek in hierdie verhouding wat ek met die lewende God het? As ek gereed vir daardie dag? En ons wil vra Here self om te seën vanmiddag deur die teenwoordigheid. En ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Kom ons staan, dan gaan ons saam sing. Dat is 3 verse daarvan. I
'n vers wat elke keer vir my treffend is, wanneer dit kom by die afsterwe van 'n geliefde. Dan is maar Psalm 116:15, wat vir ons lees, kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Nou mense is baie versigtig wanneer jy hierdie vers sommer net quoteer, want dit is nie almal wat gunsgenote is nie. Almal is nie gunsgenote. Nou wie kwalifiseer as 'n gunsgenoot? Wie verwys die psalmskrywer na as hy praat van kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote? Nou Jesus vertel vir ons waar ons moet gaan soek vir hierdie antwoord. Dit is my baie interessant as 'n mens na filosowe en selfs ook sielkundiges luister. Wanneer jy vir hulle vra, nou sê vir my, wat gebeur met die mens na afsterwe? Wat word van die siel van daardie mens? En dan het hulle vreeslike filosofiese verklarings van wat gebeur met die siel na afsterwe. Die liggaam word veras of begrawe en die siel is nou hier en daar en al hierdie plekke. Maar as hulle maar net wil gehoor wat Jesus vir ons geleer het. Hy het vir ons 'n baie duidelike voorbeeld gegee in Lukas 16. Dis nie gelykenis nie. Dis 'n gebeurtenis, maar hy sê vir ons wat 'n gelykenis is. Hier is nie gelykenis nie. Hy gebruik persoonlike name om vir ons te illustreer wat gebeur met 'n mens na afsterwe. Kom ek deel dit met jou. Daar was 'n ryk man en hy het 'n purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus wat vol smere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom om sy smere te lek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. Dis onderskeid. Wat gebeur het met hierdie man? Lazarus, hy is by sy naam genoem. Hy is weggedra deur engele na die boesem van Abraham, wat vir ons simboliseer, dit is in God se teenwoordigheid. Hy het nie engel geword, hy is deur engele weggedra. Maar kom ons lees verder. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Word in krag. En hy is begrawe. En toe hy die doderyk sy oë ophief, en as sy smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek, en my tong kan verkoel, want ek ly smart in hierdie vrou, kan jy sien vermetelheid? Lazarus lê voor sy deur en bedel vir 'n krummel. Maar nou dat daar 'n kloof is tussen hulle twee, nou moet Abraham vir Lazarus stuur, om sy vinger in water te steek, om sy tong te kom verkoel, want hy ly smart in die plek waar hy is. Nie 'n goeie plek nie. Dit sê vir ons daar verder. En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat daarvandaan wil oorgaan na julle toe nie kan nie, en die wat daar is nie kan oorkom na ons toe nie. En hy sê, ek bid nie dan, Vader, om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers om hulle dringend te waarsku, sodat ek ook nie in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, dat hulle na die luister. Maar die antwoord sê, hier is die tragedie van ons samelewing van die mens om hulle self op te vloei. Maar die antwoord, nee, Vader Abraham, as iemand uit die dood in hulle gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word, of sou iemand uit die dode opstaan. Hier is die tragedie. Ons het met 2 persone, een wat weggedra is deur die engele in die boesem van Abraham, en 'n ander ou wat by sy oë opgemaak op 'n plek waar hy nie eintlik sou wou gewees het nie as hy wou kies. Die verskil is, Lazarus het op 'n stadium 'n koneksie met God gehad. Dis waarom sy naam bekend is. Sy naam word genoem Lazarus. God het hom geken, hy het God geken. En
met sy dood en sy afsterwe, is hy onmiddellik in God se teenwoordigheid. Maar hierdie ander, dis nie omdat hy 'n ryk man was nie. Ek het eendag gekritiseer, wat my gesê, diskrimineer jy nie teen ryk mense nie, glad nie. Die verskil is, hierdie man het God nie geken. Maar sy naam was nie eers genoem. Sy naam was nie opgeskryf in die boek van die lewe. Dis die verskil. So ons kan vandaag Lazarus verwys as 'n gunsgenoot van God. Kosbaar is in die oë van die Here, die dood van sy gunsgenoot. Want hy het in God se teenwoordigheid opgeëindig. Ons het by mekaar gekom met, soos ek nou vroeër gesê het, met gemengde gevoelens, 'n hindering en 'n leemte van die Lissy wat nie meer daar is nie, maar ons kom ook om mekaar te bemoedig en aan te moedig. Daar's 'n stryd hier om te stry. Terwyl Lazarus daar voor die poort van hierdie ryk man gelê het, gebedel het, honde het op kom lek, want hy was so verbeserig, was daar, glo ek, gemeenskap met God gewees. Hy het met God gepraat. En heel waarskynlik, soos Job van vroeër ook gesê, ek weet my verlossing nie. Ek is nie verniet in hierdie omstandighede nie. Nou is 'n beter lewe, een of ander tyd vir my. Dood van 'n gelowige gaan nie ongemerk by God verby nie. Hy was bewus van hierdie man wat gelê en bedel het. Nou baie sou gesê, maar hoor nie so, roep die Here aan dat hy jou genees. Roep die Here aan dat hy jou uit hierdie omstandighede vat. God verander nie altyd ons omstandighede. Hy verander altyd ons perspektief. Perspektief is om hemelgebonde te wees. Hemel gefokus te wees. Want ons aardse tent moet afgebreek word. Ons gaan hier na God se teenwoordigheid. Dis 'n verskil. En God is bewus daarvan. Sy dood was nie ongemerk by God nie. En die Lissy se stoel is leeg. Die bed is leeg. Stemme stil. Die onderwyseres se stemme stil. 'n sielewenner se stemme stil. 'n bidder se stemme is nou stil. En selfs dit gaan nie ongemerk by God verby. Iemand gaan hierdie aflosstokkie moet vat, om weer as bidder op te tree, soos wat aan die Lissy was. Nou, jy gaan my verskoon, maar ek weet jy het dit al vir ons op 'n stadium vertel, hoe dat jy met sidder en bewe in huis toe gegaan het, en gesien die kombuislig is aan, en weet jy maar sal ek bid vir jou. Dis die resultaat van môre. God se genade, die broers van die Here dien vandag. 'n bidderma wat gebid het. Dit gaan nie ongemerk by God verby nie. Hy sien hierdie. Ek het onthou van 'n evangelis wat eendag ook gesê het, God will always answer the prayer, even if it is over the dead body of the mother. God sal so gebed nooit ongesien sal verby gaan nie. Hy hoor en hy weet wanneer daar 'n ma is wat bid. Hoor net wat sê die psalmskrywer vir ons, Psalm 139:16. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in die boek is hulle almal opgeskryf, dat daar dat alles bepaal was toe nog geen een van hulle daar was nie. Die lewe van die gelowige is voor God se aangesig. Altyd. As 'n gedenkboek sê, Malagi 3:16 vir ons, 'n gedenkboek voor sy aangesig oopgemaak, en alles word aangeteken in hierdie gedenkboek. Hy is bewus daarvan. God hou nie ons verkeerd teen ons nie. Want as ons sonde bely, is hy getrou en regverdig om ons van ons sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Hy dink nie daaraan nie. Hy dink aan die verlossing wat hy bewerk het vir 'n siel. Om so 'n persoon uiteindelik 'n gunsgenoot van God. Hy verlaat nie sy kinders in 'n tyd van dood nie. Dan die Lissy se afsterwe so stil soos sy gegaan het. Hoor wat sê Johannes die evangelie skrywer vir ons, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur,
Hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee, die gee ek aan julle, laat julle hart ontstel word en bang wees. En julle sal met vrede sterf. Dat is rustig. Wim Plooie was daar gewees. In vrede gesterf. Ek het al te veel gehoor van mense wat ongered is. Wat geworstel het. En jy wil nie dit sien nie. Kan ek jou vra? As jy gereed vir daai dag? As jy gereed vir daai dag, maar wanneer jy kom behalwe word, dat jy in vrede gaan staan. As jy gereed? Weet jy daarvan? Weet jy van so dag? So geleerdheid? Laatst was met Elisabeth, was die engele in die boesem van Abraham weggedra, in God se teenwoordigheid. En Jesus sê vir ons Johannes 14:6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom die Vader behalwe deur my nie. Johannes 10 vertel ons van die skaapwag. Die dief kom oor die muur spring. Die dief kom te steel, te stap, te verwoes. Maar Jesus kom om ons lewe te bring. En dit in oorvloed. My skape ken my stem. En ek ken sy skape. En ek kom by sy naam roep. Lazarus. Vir die gelowiges is die dood nie die einde nie. Lang nie die einde nie. Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dit is die lewe. Die lewe voort. Johannes 14. Laat die hart ontstel word, die glo in God, glo in my. En die huis van my Vader al baie wonings. So was hy so veel gesê. Ek gaan vir julle plek te berei. En as ek gaan om vir julle plek te berei, kom ek weer en sal julle nooit neem, sodat julle kan wees waar ek is. Wat 'n belofte. Wat 'n belofte. Vir die ganse geniet van God. Die dood is vir die gelowige nie 'n bodemlose put nie. Dis 'n deur. Dis nie 'n nederlaag nie, dis 'n uitkoms. Die liggaam agter, die siel is in God se teenwoordigheid. Paulus skryf ons aan 2 Korintiërs 5 vers 7, want ons wandel weer geloof en nie in aanskouing nie, maar ons die goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Paulus in sy lewe op aarde het moeilike tyd gehad. Maar hy het gesê, ek kies om die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Daarom het ons ook ywerig daarop toe, of ons 'n inwoner of as uitwoner, om hom wel belaglik te wees, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat ek hierdie liggaam verrig het, of volgens wat hy gedoen het, of wat goed of kwaad is. Dis opgeteken. Alles is opgeteken. Die lewe is opgeteken. En onthou ek die evangelis het inderdaad gesê, dit is soos 'n videokamera wat opneem. Die hele lewe gaan vir jou teruggesloop. Dit het my laat sidder. Maar dat is seker goed wat ek nie wil doen. Maar dankbaar, hy het my van alle ongerechtighede gereinig. Ek onthou dit. Maar wat God aan betref, het hy dit gereinig en weggewas in die bloed van Jesus Christus. As ons nie lig wandel soos wat hy lig is in ons gemeenskap met mekaar, dan reinig die bloed van Christus ons voortdurende proses van reiniging, soos wat ons saam toe wandel. En ons wat agterbly, ons leef in die troos. Dit skryf ons in Tessalonisense 4:13. Maar broers, ek wil nie hê dat jou onkundig moet wees betrekking tot ontslapenis nie. Dat jy nie tree soos ander wat geen hoop het nie. Soos ander wat geen hoop het nie. En ek glo, die ryk man se familie het so gebeur. Daar was nie hoop nie. Dat God nie geken nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal ons ook die wat in Jesus ontslaap, saam ontbring. Dit is nie vir die wat huis toe is nie, vir ons wat nog op pad is. Ons wat nog hier is. God sien pad, God sien lewe, God sien trane, God sien omstandighede, hy sien dit. Geen ongesien te go verby nie.
Ons verstaan net nie altyd waarom mense in sekere situasies is nie. Kom dan nie lang, dis nie so lang ons bly. Sy het soveel keer geroep. Jesus, kom aan my. Ons verstaan dit. 95 jaar. Nou, sy is. Sy het doel gehad, dit wat sy was. Sy het dat doel uitgeleef. Sy het dat kinders gesien. Sy kon hulle bid. Nog steeds, glo ek, word daar gebid vir klein kinders vandag. Opa en oma sal nooit oor bid nie. Ons bid vir ons kinders. Hy is dieselfde Vader wat beloof het, ek sal jy nooit begewe, ek sal jy nooit verlaai nie. Hy is bewus daarvan, hy is bewus van ons. Maar vir die kind van God is afskeid nie altyd nie, ons gaan mekaar weer sien. Die geliefde weer sien. Ons weet nie hoe dit daar gaan wees nie. Herinner my aan wat dat vir Jesus gevra was van hierdie vrou wat 7 mans gehad, 7 keer getrouwd gewees. Nou wie se man, die gaan nooit na man wees. Jesus, nee, die naam word ons nie die Hebrew het gegeen. Jean Peterson stel so mooi in die message. All our ecstasies and fantasies will be with God. Hy gaan nie volgens wees. Nie hulle wie jy gaan sien en wie jy nie gaan sien nie. Nou gaan hartseer wees as jy sommige nie daar gaan sien nie. Wie gelukkig gaan wees. Soos ook as my is. Ons gaan 'n heerlike dag hê saam met hom. En tyd is nie meer 'n rol nie. Tyd is nie meer 'n faktor nie. Vir ewig en vir ewig en vir ewig in sy teenwoordigheid. Job het gesê, jy het gegee, jy het geneem en naam van die Here sy geloof. Loof die Here. Hierdie gebeurtenis vanmiddag. Na die afskeid van die Here. Loof die Here. Het gegee, het uitberg, en het geneem. En soos elke een van ons is het lewensloop. Mag ons so leef, dat die dag van dit aanbreek, ons in dieselfde vrede ons oor sal sluit. Dieselfde vrede ook in sy teenwoordigheid gaan opneemig. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir 'n geleentheid soos vanmiddag om net vir oulaas mekaar te kan sê. Ek weet my verlosser leef. En dankie Here Jesus dat U al hierdie moontlik gemaak het. Dat ons nie sonder hoop hoef te wees nie, dat ons kan weet. Hoef nie te wonder nie. Johannes het geskryf, ek skryf weet jy die ding aan julle, dat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. Ons kan weet, nie raai nie, nie hoop so nie, nie dink so nie, kan weet, dat ons die ewige lewe het. Dankie dat U vir ons daar die weg gebaan het, dit moontlik gemaak het, en dat ons vandag ons leef in geloof, nie in aanskouing nie. Moet ons sien nie, ons leef in geloof, het is geloofsreis, en geloof word beloon. Dankie Jesus, dankie. Amen. Dan gaan 'n kort videoetjie wees, wat Jesus gestuur het, om so haar laaste boodskap te stuur. Kom ons kyk. Wat begin 'n mens? Oor 'n lewe te praat van 95 jaar. Aan die een kant, ja, dit moeilik, aan die ander kant, dan dink ek net meer, die maklikste en die beste plek om te begin is daar waar my ouma se groot liefde was, en dit was daar Here Jesus Christus. Sy die Here lief gehad met haar hele hart en siel. Nog voor ek in die skool was, ek die Bybel uit. En ouma het ja vir my Bybelversies geleer. Die heel eerste een wat ek tot vandag te kan onthou is Psalm 50 vers 18. Roep my aan in die dag van benoudheid. En soos die jare aangestap het, voor ons in haar huis, was daar skrif, soos op die spiegel bekas. Wat haar herinner het, dat meer is so vertel, en sy trouwe stom, daar en altaar, vir al die jare. En kan ek ook met die gerusheid in my hart sê, dis wat ons vastgehou tot in die beeld einde. Wat ek voorheen aan ouma toe kon gehad het vir 37 jaar. Een wat ek weet, getrou vir my
vir my gesin gebid. Ek vir ons hele familie. Ouma Lizzie was 'n ware, verskoon die Engels my oumaatjie, 'n prayer warrior. Daardie tyd wat sy oupa tot bekering gekom en vlug ek en kry net vir ons familie en ons nageslagte verander. En is ek die Here so dankbaar daarvoor. En besef ek nou dat ouma nie meer daar is nie, sal ons moet step up en die mense wees wat aanhou bid vir ons ouers, oupa, my kinders, kleinkinders eendag, in die Here se genade. Maar ja, sy het 'n groot rol gevul wat dit aan betref. En dan wat 'n mylpaal dat sy vir 66 jaar getroud kon gewees het met oupa. Tot vandag toe onthou ek, as ons klaar aan die tafel gebid het, dan het sy en oupa mekaar 'n stukkie gegee. Altyd hand aan hand gestap, doordat nou karretjies in 'n rolstoel betrokke was. Dankie oupa, dankie ouma, vir 'n voorbeeld van 'n huwelik, wat mekaar lief gehad het, deur al die jare, tot nou kyk so af en toe, kyk myself, en dan ek sokkiepare, wat mekaar op, en gelukkig het ek nie gekleurde pennetjies nie, want dalk so ek op my wasgoed met bypassende klere pennetjies omgehang het. My liewe ouma Lizzie was het party jaar wag ek, klip hard vir myself, want ek dink hoe kan ek nie so sterk wees, 2 generasies later, want ek hou daar ook van Porter. Ek het nou dit baie geniet op vakansies van want ek kan kuier daar in Germiston spesifiek nog. Ons is bederf met lekkertjies, Rice-Krispies wat my ouma altyd die windpad genoem het. En ons is toegevou gewees met liefde. Stories is vir ons gelees, het radio geluister uitgespeel. En ons het 'n teddybear piknik in my by Monkeyline gaan eet. As ons by die huis gekom het na kuier het ons gepraat van sneeustoepies in die motorhuis. Asseblief ook nie die woord poep nie. Dis kattebak. En Lizzie, dit wat sy gedoen het, met uitnemendheid gedoen. En 'n juffrou was sy in geen been. Maar tuin was een van die groot vreugdes in die lewe. As ons 'n warm bad gekom het, is altyd eers 'n draai gestel, deur die tuin en al die struike en oop kyk. Sy kon 'n regtig mooi tuin maak. En later jare was sy baie lief vir haar alwyne en ek onthou vir haar 90ste verjaarsdag het ons van alwyne koop. Die is seker ook al uitgehaal. Dat is die sondag lyk in die laai. Maar my liefste oumaatjie, elke keer as ek alwyn sien, loop. Ek kan ouma dink. Dis baie wel alwyn en dat het weer. Die 30ste Junie, ek in Johan besluit dat ek my ma en my ouma om verras vir hulle verjaarsdag. Ek was jare laas in Pretoria gewees. Dit was 'n geskarrel en 'n gesinne groot opbrengen gemaak. En ons het vliegtuigkaartjie gekoop. En donderdag 2 Julie, ek vir die hart opgedaag en allemaal behoorlijk verras. Saterdag het allemaal nogal kersjes uitgeblaas. Ek dink om deel te kon wees van haar laaste verjaarsdag. Dit was nie maklik om te sien hoe swaar nog weet nie, vandat sy nie meer kon niemand nie. Ek is die Here spoor wat ek dankbaar vir die tydjie wat ek laas nie tot het. Wat ek kon sien. So lekker nog gekei maandag aand teruggedink aan vakansies in die Drakensberg en die Wildtuin. Nog een laaste drukkie wat ek al kon gee Dinsdag. Min wetend dat 2 dae later sy uiteindelik kon gaan na die Here Jesus. Wat sy maar uitgesien het van dat ek ontmoet het. Ouma het nooit die dood gevrees nie. Inteendeel, hierdie laaste jare het sy gereeld daarvoor gevra. Ouma het werklik verstaan dat hierdie lewensjare op aarde net 'n vlietende oomblik is in die groter prentjie. Maar sy kroop meisiekind gaan van hom is. Maar ek spreek vir elke oomblik saam met Jesus en sien uit na die dag wat ons almal saam sy naam gaan lof.
Dan hy het ook ietsie geskryf, ek het net vir julle sal lees. 95 jaar 'n leeftyd. Hoe kan 'n mens begin om so 'n lewe te beskryf? Dankie ouma, vir jou keuses deur die jare, weer en weer te kies, meer soos Jesus te wees, getrou. Bly in sy hande, as alles dit soms rou. Om hom toe te laat om die fyn werk van houtsnee op ouma's hart te doen. Kyk, daar in die spieël met die blomme omraam, die timmerman van Nasaret het 'n kunswerk versoen. Sagte oë, sagte hande, altyd 'n sneeusie in die mou, arms wat altyd reg staan om te omvou, trane wat afgevee en gedeel, kleinkinders wat by ouma se voete speel, voete van goud, voete van klei. 'n leeftyd van loop waar die Here lei, vrou van gebed, 'n voorbeeld van deursettingsvermoë, 66 goue jare saam met oupa. Wat kan 'n mens meer vra? Vandag is ek nog hier, en ouma is nou daar. Die ewigheid lê tussen ons. Ouens, jy's by Jesus, en ek is so ongelooflik dankbaar vir alles. 95 jaar, 'n leeftyd. Hoe kan 'n mens begin om so 'n lewe te beskryf? En dan een van John Ben, dit is nou sy pa, liewe ouma, ek wil graag die hele boodskap in Afrikaans skryf, ek het diep respek vir ouma, maar ek bly nog 'n Engelsman, en ek dra my beter oor in Engels. You came into our lives, and our son John married your wonderful granddaughter Tanay. For many years you and Opa were part of the background story for us. Always a good part of the story, but always in the background. But then the world changed, and you moved to Pretoria, and COVID happened. How we were able to see you changed, because now we could meet face to face. We could see you and get to know you when we visited Pretoria. And you could see and get to know us, not just in person, but also online as you started to watching our church services on the Sunday online. The grace and kindness and love of your family and Jesus was now something we saw not through the eyes of others, but through your own eyes. We are so glad to have had the privilege of knowing your Oma. And we are sad that we have to say goodbye to you, but we are also fulfilled with joy, because you can say with great confidence that the Oma we got to know is now receiving her reward from Jesus, who she loved and served with all her heart. Enjoy your reward, Oma, with love from your part-time Dominee and the whole Ben family. Ek gaan vir Lewin vra, of ons nou ook ietsie kom sê. Baie dankie. Ja, dit was 'n baie treffende baie dankie. Ek sal my ma altyd onthou as iemand met baie sterk standpunt. Sy het duidelik geweet hoe voel sy oor elke saak. En sy het baie min geskroom om dit te sê. Sy het vir ons reguit vasgevat oor baie dinge, ons liefde gelei. Sy was nooit 'n kwaai ma nie, maar sy was altyd 'n streng ma gewees. En sy was werklik 'n geestelike vrou. Hulle het op bekering gekom hier in die einde 70's. En sedertdien het sy en pappa op pad gestap saam met die Here, wat vir ons 'n voorbeeld was, soos wat Lise ook nou gesê het, altyd vir ons gebid. Ek was in die laaste een wat ingekom het in ons gesin, en ek dank die Here vir haar, vir ouers wat vir ons gebid het, toe ons nog ongered was. Sy was inderdaad 'n ware voorbeeld gewees. En ons het baie keer gelag oor haar onderwyseres ingesteldheid. Sy was 'n wese, 'n onderwyseres. Altyd, nie net by die skool nie, maar by die huis ook. Gedurig besig om ons te leer, te korrigeer, partykeer te raps om ons op die regte pad te kry en daar te hou. En ons het dit nie altyd waardeer toe nie, maar 'n mens besef nou die waarde van so 'n ma, een wat konsekwent was en wat, soos die is nou gesê, gepraat het van 'n sneeusie en 'n motorreis en 'n kattebak en 'n paneelkussie en al hierdie dinge wat vir 'n mens kosbaar is. En dan natuurlik haar liefde om op te ruim en aan die kant te maak. Sy was gedurig besig.
Dit het haar so gefrustreer hier op die einde, dat sy nie meer kon buk om elke vloer op te tel nie. En ons spot nou nog daaroor. As my vrou daar in die kombuis werk, dan is ek besiek om op te ruim. En baie keer dan draai sy om nog die lepel te vat waarmee sy besig is, dat ek het al reeds geberg. Dan sê sy, hoe was Lissy nou weer hier gewees? Maar dis hoe my ma was gedurig besig om op te ruim en aan die kant te maak en haar plekkie netjies te hou, omdat dit haar geaardheid was. En sy dink ek dit in 'n groot mate ook in ons twee ingebou en ons dank die Here daarvoor. Sy was 'n passievolle mens wat elke dag voluit gelewe het. Sy was nooit traag of apaties oor enige iets nie. En selfs baie keer nie kwaadlik geneem nie, maar ontevrede dat die Here haar nog nie kom haal het. Dikwels as ek daar was. Sy kan nie verstaan hoekom die Here haar nou nog nie kom haal nie. Vanoggend toe sy wakker word, is sy so teleurgestel dat die Here haar nie deur die nag kom haal het. Nou dit was tipies hoe sy was. So ons dank die Here dat hy haar kom haal het. Laurie sal net in die bedankings doen, maar ek wil haar net van my kant af sê baie dankie vir almal wat hier is, familie, vriende, gemeente, almal wat vir haar in hulle harte gedra het, ons waardeer dit regtig. En dan baie dankie sê vir Laurie en vir K wat hulle ingeneem het toe hulle daar in Warmbad was en nie meer na hulle self kon kyk nie, en die hele huis ingerig het en die hele lewe hulle leefstyl verander het en aangepas het om so pragtig vir hulle toe om te sien. En ons dank die Here ook daarvoor. En baie dankie Paps vir die 66 jaar wat Paps so ek gesê gaan vir die 66 jaar wat Paps so sag en liefdevol en bedagsaam teenoor ons was en vir die goeie voorbeeld wat Paps in sy huwelik ook vir ons is. En dan natuurlik dank ons die Here dat hy ons almal gered het as gesin, dat hy vir ons ouers gegee het vir so lank en vir die voorreg dat ons weet dat mamma daar by haar is en dat ons haar een vir die dag weer gaan sien. Baie dankie ook vir die Here. Gelukkig is hy genoeg. As 'n pink boek sien. Ag ja, doen. My vrou het my maat beloof ek moet op 'n papier skryf en ek moet op 'n papier skryf en ek moet en ek moet by my papier bly. So dit is nie van ek na my bril moet opsit. Maar ja. Wat sê jy? Dankie mama. Wat Dumpie ook gesê het. Terwyl hy dit nou gepraat het, het ek teruggedink aan die dag toe hy tot bekering gekom het. Dat my 21ste verjaarsdag. Die Here het vir my die voorreg gegee om na die Here toe te lei. Omdat my ma vir ons gebid het. Vroeger daarselfde jaar, Augustus daai jaar, het daai jaar van gebed, het sy my losgebid uit die uit. Van julle ken my lewe, my verhaal, voor ek die Here Jesus leer ken het. Dis al wat ek kan sê, maar dankie mama. As dit nie jy was wat vir my gebid het nie. Ek sou lankal nie meer gewees het nie. En ek sou ook soos die ryk man gewees het op 'n plek waar hy nie wil wees nie. So dankie dat jy vir my gebid het, dankie dat jy vir Dumpie gebid het. Nadat jy tot bekering gekom het, of nadat sy en pappa tot bekering gekom het, het hulle baie begin bid vir ons, sy dadelik begin bid vir ons vrouens, Rietjie. Jy is hier vir Wim omdat mamma daarvoor gebid het, Karen is aan my, sy vir al die jare onder die Here vir ons gebid het om die regte vrou vir ons te kom gee. Sy dadelik begin bid vir ons kinders wat sou kom eendag, nie net vir hulle nie, vir hulle mans, vir hulle vrouens, vir ons, vir haar agterkleinkinders. En ja, ek bedoel,
Dankie dat sy dit gedoen het. Dankie dat sy en pappa dit gedoen het al hierdie jare. Dis hoekom ons hier is. Dis hoekom ons kinders vandag die Here dien. Dis hoekom ons kleinkinders besig is om 'n pad te stap met hulle. Haar kleinkinders, haar agterkleinkinders stap 'n pad met die Here vandag omdat sy vir hulle gebid het. En nie almal van hulle stap hierdie pad al nie. Maar ons weet hulle gaan. Ons weet dat voor hulle lewe tot 'n einde kom, hulle knie sal buig vir die Here. En ons gaan aan om vir haar om vir hulle te bid, om hierdie leemte wat sy laat vir ons te gee. Ja, dis hoekom my kinders vandag die Here dien, is omdat sy vir hulle gebid het. Dis nie ons wat iets reg gekry het nie, is ouma Lissy se gebede vir hulle. En ja, dis hoekom geslagte na ons om nog te kom, want ek onthou baie keer het sy vir my gesê, ek bid vir julle, maar die Here gaan dit hoor tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet. En wat 'n nalatenskap. Wat 'n nalatenskap het sy vir ons gelos in hierdie proses. Ek som haar lewe op in 2 dinge. Die eerste een is hoe sy gebid het. Jakobus 5 vers 16 sê vir ons die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Ons het dit gesien, ons het dit beleef, ander het na dit verwys net nou, my ongeredde daad, ek het gevrees. Meer as wat ek die polisie gevrees het. Ek het nie vir hulle geskrik nie. Ek was bang. As ek in die aand ingekom het en daai kombuislig het gebrand daar waar ons gebly het, as jy by die voordeur ingekom het daar in Ristivia, dan was die kombuis dadelik aan die regterkant en as ek daar verby gestap het, af deur die sitkamer na my kamer toe, as daai lig gebrand het, het 'n vrees my oorval wat ek nie anders kan beskryf nie. Want my ma daar gesit en vir my gebid. Sy so baie keer nie met my gepraat het nie. Hy rooi gehuilde oor, sy het gesê, nou nie, ek bid vir jou. Dit was vir my die verskriklikste ding. Dit was vir my die verskriklikste ding, dat sy my knaand herinner in die hand, dat sy vir my gebid het. Maar dankie mamma dat jy vir my gebid het. Dis hoekom ons hier kan wees vandag. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En dit is hoe ek haar altyd sal onthou, is hoe sy gebid het. Maar nie net hoe sy gebid het nie, hoe sy gelewe het ook. Op hulle troudag, bietjie meer as 66 en 'n half jaar terug, was hulle skriflesing gewees en dit was een van die eerste verse wat sy vir my geleer het, is Spreuke 3 vers 5 en 6, wat die dominee daai dag en sy het dit baie ernstig opgeneem haar hele lewe deur. Ek dink ons min van ons wat kan onthou wat was die trouvers toe ons getrou is, maar sy het dit onthou en sy het dit begin uitlewe, veral nadat sy gered is. Wat sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Sy het dit hoeveel keer? In hierdie laaste 6 jaar het ek hierdie vers seker 150 of 200 keer by haar gehoor, wat sy vir my dit het gesê. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Moenie op jou eie insig vertrou nie. Vra vir die Here om jou te help. Vra dat die Here vir jou sal wysheid gee. Vra dat die Here vir jou sal lei. Dit wat sy gesê het, is dit wat sy gelewe het. So ek sal altyd onthou hoe sy gebid het en ek sal onthou hoe sy gelewe het. En ja, dit was my en Karen se voorreg om hierdie laaste 6 jaar weer heeltemal 'n nuwe verhouding met my pa en my ma te kon begin. Jy het jou eie lewe gelewe, jy het jou eie dinge gedoen, ver van mekaar af en toe gesien in hierdie laaste 6 jaar was ons baie kosbaar. So ek is baie dankbaar daarvoor dat ons verhoudings kon gebou het, dat ons tyd saam kon gespandeer het. Dink is een van die redes, kom ek haar so mis, met oral waar ek stap in my huis en op die erf, was ek al. En ek, mama, ek gaan vir jou mis. Hier, ons is bly, jy is by die Here Jesus. Dankie vir jou. Die bedanker. While we're on a roll, let's go. Pinkie vat. Sê weer, pinkie. Ja, dit is te droog afval, maar as druk ek met van my. Die eerste plek wil ons vir Jesus dankie sê. Amen.
Here Jesus, dankie. Dankie dat U haar gered het en haar genooi het om saam met U te wandel. Maar dankie dat sy nou in U teenwoordigheid is. Johannes sê vir ons sal hom sien soos hy is. Dankie Jesus dat sy U sien soos U is. Vir papa wat altyd vir mamma eerste gestel het. Hierdie laaste klompie tyd het ons het gesien al meer en meer, veral hierdie laaste paar maande. Elke behoefte wat sy gehad het, het papa aangespreek. Dankie. Dankie papa dat papa se lewe deur daar was vir haar. En soos Wim ook gesê het, haar altyd eerste gestel het en die manier hoe papa haar hanteer het vir my en vir hom 'n grondslag gelê hoe huwelik lyk. So dankie. Dankie papa, baie baie dankie. Dat sy altyd naas Jesus jou eerste prioriteit. Ons waardeer dit, baie dankie. André, vir jou, vir vandag nie net nou nie, daar's min mense wat kan sê, die laaste 4,5 jaar van hulle lewe, besoek hulle predikant hulle elke Vrydag. Dankie dat jy vir my pa en my ma elke Vrydag inloer, seker maak alles is reg, baie dankie daarvoor. En vir die gemeente, hulle het dit gevind as hulle geestelike tuiste, die laaste rit was dit baie moeilik vir hulle om kerk toe te kom met hulle gesondheid. Maar ek het nou die dag vir André gesê toe ons saam gebid het Dinsdag, daar het nie 'n keer verbygegaan wat ek nie teruggekom het van die kerke wat sy gevra het, hoe gaan dit met julle gemeente nie? As ek sê, dan sê ek gaan kerkraad vergadering toe, as ek terugkom, as sy sê, hoe gaan dit met ons gemeente? Is daar probleme? Waarvoor kan ons bid? Ons gemeente, sy het die hele tyd gevra, hoe gaan dit met ons gemeente? Dankie vir die gemeente, waar hulle laaste tuiste kon gevind het. Tuli, where are you? Tuli. There at the back. Thank you, Tuli, for the last 5 months that you took care of my mom. You lovingly served her. And you loved Oma. And thank you for that. We saw it, and may the Lord bless you. Thank you for your willingness to pour yourself out, to serve her and to help her, and to make life for her as bearable as possible while it was difficult. Thank you for your love and care for her. Elkeen wat gekom het, erns is julle deel van ons lewe op verskillende maniere. Dankie. Dankie dat julle gekom het om saam met ons afskeid te kom neem van my ma. Sy het net een wens gehad vir hierdie dag. Sy het gesê, op my begrafnis, of my gedenkdiens, want sy word veras, dat is al wens toe. Sy sê, ek het net een wens. Al wat julle hoef te doen daai dag, is julle kom by mekaar, julle vat 'n paar ballonne, en julle laat gaan hulle in die lug op, en julle sê, tot ziens, Lizzie. So as ons nou hier klaar is, André, ons gaan nog iets, André gaan nog afsluit, ons gaan iets silp, dan gaan ons nou events toe hier agter, waar ons 'n soppie gaan eet, en 'n broodjie gaan eet, maar voor ons daar gaan ingaan, gaan ons net gou by mekaar kom, ons het net so 'n paar ballonne gekry, vol helium gemaak, en ons as familie, en daar's dalk nog so ekstra ballon of 2, 3, 4 oor, wie ook al so voel, ons gaan die ballonne laat gaan, en ons waai, dis wat sy gesê het, julle kyk op, en julle waai, en julle sê, Tata Lizzie. So dis wat ons gaan doen hierna. Dankie. Ek wil net met ons die apostoliese geloofbelijdenis lees. Dis waarvoor, dit is wat ons glo, dis wie ons is, dis waar ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en ter helle neergedaal. Wat op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing die oorwinningslied. Dit is dalk gepas.
seën van die Here, mag die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap en die teenwoordigheid van Heilige Gees met jou wees en bly totdat hy weer kom. Amen. Kan dit uitstap en weer om voor my daar my gebed bou agter en ons gaan daar so saam verder. Wacht net gou vir die skoon sessie. Dit kan nou kom. Loop hulle. Bye, lady.